Want mense, hy het jou eintlik voor sy seun op 'n stadium kom plaas. Hy sê, hy het jou so lief gehad, dat hy het Jesus laat sterf, sodat ons kan leef. Stadium in die woord, dan sê die Here, maklik sal iemand vir 'n vriend sterf. Makliker. En ek dink selfs dit is moeilik. As jy vandag moet jou lewe neerlê vir 'n vriend, dan dink ek nie dit gaan so maklik wees nie. Hoeveel te meer om jou lewe neer te lê vir iemand wat jou haat. As 'n pa van 'n huis, sal jy maklik jou lewe neer lê vir jou gesin. As ek vandag vir jou moet vra, wie is vanoggend bereid om sy lewe neer te lê vir die imam van die Moslem gebedshuis hier in Willem Botha Straat? Gaan 'n paar van julle dalk vir my dadelik sê, slaan jou tent op en gaan. Daar's nie 'n manier nie. Voordat ons gered is, was ons niks anders as een van daai mense nie. En Jesus lê sy lewe neer. Vader kom en hy sê, kies julle dat julle kan leef. My geliefde seun, ek kies jy moet sterf. Ons hele hartsgebed is dat ons so net waarlike openbaring sal kry oor daai liefde wat hy vir ons het. Maar dat daai liefde in ons harte sal begin brand. Dat daai liefde vanoggend soos 'n veldbrand in jou hart sal opstaan. Ek hou nie eintlik daarvan as hulle sê ons moet voorloop, julle moet volg nie. Maar julle sit die pressure op ons. Ek wil dit vanoggend dalk eerder anders stel. Ons gaan saam loop. En wat? Nee. Ons loop langs mekaar. Sien, ek dink die kerk beweeg in 'n nuwe seisoen in. En die nuwe seisoen waarin ons in beweeg, ons het voorheen altyd so klem gelê op die vyfvoudige bediening, wat hy van praat in Efesiërs 4, die apostels, die profete, die evangeliste, herders en leraars. En wat ons gedoen het, ons het daai vyfvoudige bediening gevat, en ons het dit amptsposisies gemaak. En dit het posisies geword in die kerk. Soveel so dat dit posisies geword van mag. En baie keer het ons as kerkleiers, en ek praat van ons, en ek wil namens kerkleiers praat, het ons daai mag misbruik. En ons het mense misbruik. En eintlik was die werk van die vyfvoudige bediening om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk.
En toe het ons in die kerk dit begin maak, dat weet wat, die enigste manier wat jy geestelike impak kan maak, is as jy een van daai 5voudig word. Die enigste manier wat jy regtig mense kan bedien, 'n invloed deur die Gees, die enigste manier wat jy deur die Gees kan gebruik word, is as jy moet gaan eers studeer, en jy moet eers 'n sertifikaat kry, en jy moet eers 'n titel kry. Kom so 'n bietjie afdraai vir my, thanks Victor. En jy moet eers die titel kry. En eers moet jy die titel kry, en as jy die titel het, en jy's gelabel, dan kan die Here deur jou werk en jou gebruik. Ek wil nie die ek wil nie die voorloper loop nie. En julle moet my volg. Want weet wat, dan trap ons solid binne in daai ding. Ek is nie die herder nie. Hy is. Ek bid dat die Here ons sal help, dat ons so sal loop, dat julle hom sal sien. Julle nie ons sal sien. Ek bid so dat as julle ons leer ken, dat julle eintlik vir Jesus sal ken. Ek bid dat as jou buurman jou leer ken, dat wanneer hy jou ken, hy eintlik vir Jesus gaan leer ken. Sorry, ek weet die kinders moet uitgaan. Maar die kinders moet dit hoor. Want Johannes bid Jesus. Hy bid Vader, lees. Ek het dit ergens lees. Ja, so het ek dit. Hoor mooi wat Jesus bid. Ons het vanoggend gaan ons vir David inseën. Ons gaan nou by die inseën kom. Ek dink dit is vanoggend profeties, want David se naam beteken geliefde van God. Jy is vanoggend ook soos 'n Dawid. Jy is 'n geliefde van God. Hy sê, hoor wat bid hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie. Hy is besig om te praat, sy disippels is daar. Hy sê so, Here, ek bid nie, Vader, ek bid nie vir net my disippels wat saam met my gestap het, hierdie 12 of wie ook al almal daar by hom was nie. Hy sê maar, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So ek en jy is vanoggend in daai gebed van Jesus ingesluit. Want ons glo as gevolg van hierdie woord. Hy sê, nou hoor wat hy sê, dat almal een mag wees, net soos U, Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees. Hy sê verder vers 23, hy sê ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, U in my, en ek in U bid hy, en wat hy eintlik sê is, ons in hulle, en hulle in ons.
Jesus is in jou vanoggend. Die wêreld moet hom in ons begin sien. Psalmdigter dink ek dit is, hy sê, proe dat die Here goed is. Taste that he is good. Hoe gaan die wêreld proe dat hy goed is? Deur die vrug van die Gees te eet wat in ons lewens is. Dis die goedheid van God wat mense tot bekering lei. Nie die wet nie die reëls, nie regulasies nie. Dis die goedheid van die Here wat mense tot bekering lei. His goodness, His love. Ons gaan saamloop. En ja, ons het julle gebede nodig. Ons het julle ondersteuning nodig, want iemand moet die finale call maak. Dis hulle in Engels, the bucket stop somewhere. Vertrou ons. As ek ons gaan foute maak. Probeer nie, dis nie ons begeerte nie, dis nie ons intensie. Maar kom praat met ons. As jy voel. Maar as ander areas, ons gaan dalk verskil. Maar ek wil vir julle sê, ons druk in by die Here. Want ons soek wat hy vir hierdie seisoen doen. Jy sien, jy kan vanoggend werk en vra, Here, kom seën my werk. Of ons kan vanoggend sê, Here, waar is U besig? Want ek wil met U werk betrokke wees. Jy sien, Jesus het gesê, ek doen niks uit myself nie. Ek doen wat ek my Vader sien doen. Ons wil doen wat ons die Vader sien doen. Vader, ons wil doen dit wat U nou mee besig is. Ek het dit verlede week gesê, intimiteit met God gaan ons vat na onbekende plekke. Die onbekende is vreemd. Maar as gevolg van die vreemdheid en andersheid van die onbekende soveel keer, dan wil ons teruggaan na dit wat vir ons bekend was. Toe Jesus opvaar en hy gaan hemele toe, of na die kruisiging, toe Jesus, wat het Petrus hulle gedoen? Voordat hulle gaan saam bid het nie voor vertrek. Ons lees na die kruisiging, wat doen Jesus? Hy sê vir sy ander pelle en hy sê vir sy broers, hy sê, kom ons gaan vang vis. Want dit was die bekende. En dit selfs nadat Jesus oor die 3 jaar saam met hulle gestap het, vir hulle vertel het en met hulle gedeel het, wat sy planne is, wat hy wil doen. Petrus gaan weer terug na die bekende toe. En dankie Here vir genade, hy kom haal hulle weer daar, en hy sê nee. Ek het 'n ander pad. Wees oop vir wat die Here wil kom doen in jou hart, in jou lewe, en die pad in hierdie nuwe seisoen wat die kerk binne gaan. Wat dit als behels? I don't know. Ons sal sien. Maar ek gaan saam. En as jy wil saam gaan, gaan saam. Maar mense, die Here gaan nie net met 'n Laurens en 'n Amanda en 'n Jan en 'n Karen praat. Ons is nie sy mondstuk nie. Hierdie is sy mondstuk in hierdie wêreld.
Together, so Brad gesê, together. Ek is nie die een wat by die Here hoor en julle val in en doen nie. Hy praat met elke een van ons. En wanneer jy gaan hoor wat hy sê, gaan hy jou vat na die onbekende toe. Want hy gaan jou vat na sy wil toe, sy plan toe. Nie my plan vir hom. Ons is op 'n journey. Maak los die brieke en sê, Here, ons gaan saam. Vader, ek wil vanoggend kom en namens kerkleierskap wil ek vanoggend kom bely. Vader, vergewe ons. Ons as leiers, waar mense seer gekry het. Waar leiers mense misbruik het. As leiers hulle eie koninkryke gebou het. Ons as leiers, we built empires and not your kingdom. Vader, waar ons selfs mense verkeerde goed geleer het. Ek vra hy vanoggend vir vergifnis. Vader, waar ons posisies ingeneem het. Vra hy vanoggend, kom en was ons skoon met die bloed. En ek vra vanoggend vir vrymaking. Ek bid vanoggend dat u leiers sal kom vrymaak, dat die leiers sal kom heel maak. Maar ek vra ook vanoggend, Vader, dat u mense in die kerke sal vrymaak. Vader, waar mense eintlik in 'n verbond kom staan het met aardse leiers, waar hulle eintlik in 'n verbond met Jesus moes kom staan. En ek wil vanoggend bid vir hierdie mense in hierdie plek. Maak vry in die naam van Jesus. Breek vanoggend bande, sielsbande, wat nie daar moet wees. Ek wil dit breek in Jesus naam. Vader, ek wil mense vrymaak, dat hulle vry u sal dien. En nie navolgers sal wees van mense, instellings, institusies nie. Maar Here, dat hulle waarlik navolgers van Jesus sal wees. En ek wil hierdie mense vanoggend vrystel om op te staan in hulle roepings, in dit wat u oor hulle uitgeroep het, in Jesus naam roep ek dit uit oor hierdie mense. Vader, u visie en u hart
en nie in 'n instelling se visie nie. Daarom bid ek weer vir hulle geopende oë van hulle verstand, dat hulle sal begin sien deur u oë. En ek dank u vir daai vrymaking, Here, van die kleinste tot die oudste vanoggend. Vader, dat ons saam as u liggaam sal begin beweeg. En Vader, nie net ons kerk nie, maar die liggaam van Christus. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. In Jesus naam. Here, ons wil verklaar, u is die koning. U is ons koning en ons Heer. Here, help ons dat ons mense sal lei na u toe. En ek wil net daar waar jy sit vanoggend, in jou oë gesluit, waar jy vanoggend, daar's goed wat jy as mens, as kind van God, moet vanoggend bely. Want as mense in gemeentes, het ons die kerk eintlik die Here gemaak. Ons het aan die kerk kom connect. Ons het verbond gesluit met kerke. We went after the brands. Die kerk is nie die hek en die poort na die koninkryk nie. Jesus is die weg en die waarheid. En ek wil julle moet net daarby sit, bely, en daar waar jy daai onheilige verbonde gehad het, waar julle kerkleiers, pastore en predikante julle oog op hulle geplaas het, in plaas van die Here. Jy het vanoggend daai sal bely. Waar jy mense eintlik geplaas het in die plek van Jesus. En jy het jou oog gehou op mense en nie op die Here nie. Dankie Here vir elke belydenis wat nou kom. Dankie vir u vergifnis, dankie vir u vryspraak. En waar daar seer was as gevolg van hierdie dinge, daar het pyn gekom, daar het verwerping gekom. Daar het gebrokenheid in mense se lewens gekom. Ek bid dat u daai bande nou breek in Jesus naam en dat hy nou heling en genesing bring in die naam van Jesus. In Jesus naam, dankie vir heling, dankie vir genesing, dankie vir vrymaking. En ek dank u daarvoor, ek prys u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. En amen. Kinderkerk kan so lank uitbeweeg. Baie dankie. Ek gaan nie lank preek nie, ek gaan nie lank praat, ek het nie 'n preek vir vanoggend nie. Wat gaan dan nie. Ek het julle 'n papiertjie gegee met 'n klomp skrifgedeeltes op. Gaan lees dit self by die huis en ek bid dat die Here vir jou die preek sal gee. Julle moet self by die Here ook hoor. So, gaan lees die skrifvers. Ek het net die versies daar gesit, bou jou mooi preek, inleiding, raam en ek bid dat die Here sal praat met u deur daai skrif en deur daai woord. En dit bly vir my nog belangrik dit wat die Here gesê het. En ons het 'n paar weke al gestaan en dis hierdie skrifvers wat die Here sê, by faith, in die Amplified, Hebreërs 11 vers 3, by faith we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put in order and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. The worlds were framed by His words. Your world is framed by your words.
So deur jou woorde word jou wêreld, dis 'n raamwerk wat gebou word, en deur jou woorde is jy besig om daai raamwerk 'n realiteit in jou lewe te maak. Jy trek hom in wording in jou lewe in. En wat ek wil deel vanoggend is, weet wat, ons is baie keer so in ons verhouding met die Here. Wie het sy Bybel hierso? Iemand lees vir my Kolossense 1 vers 13. Kolossense 1 vers 13. Engels, Afrikaans, maak nie saak nie. Colossians 1 verse 13. Ja, sy easy, lyk my het hom. Right, wie die ou vertaling daarso? Kolossense 1 vers 13, daar sê, Fanny, lees hom. Hy het ons verlos uit die mag van die, sê het weer, hy het ons verlos, hy het ons wat? Hy het ons verlos uit die, sê vir die ou langs jou, hy het jou verlos uit die mag van duisternis. En hy het my oorgebring. Sê vir die ou, jy is oorgebring na die koninkryk van die seun van sy liefde. Met ander woorde, jy het 'n nuwe adres vanoggend. Hebreërs 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons is 'n nuwe skepping. In Christus Jesus is ons 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan, kyk, ons alles het nuut geword. Sê vir die ou langs jou, jy's 'n nuwe skepping. Ongelukkig, daai skepping sluit nie in die ploeie nie. Die polyfille en die oil of delay gaan nog vir 'n ruk bly. Maar ons is 'n nuwe, hy het ons oorgebring. So hy het ons weggevat van hierdie uit die mag van duisternis. Hierdie denkwyse, hierdie leefwyse, hier waar ons geplak het en waar ons gebly het. Hy het ons hier weggehaal, hy het ons oorgebring. Met ander woorde, ek het nou 'n nuwe plek en hy het my ingebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ek leef nou as 'n koninkryksburger. My burgerskap is in die koninkryk. So hy wil hê ek met 'n koninkryksdenkwyse en leefwyse begin ontwikkel. Nou wat ek gesê het, intimiteit met die Here gaan ons vat na onbekende plekke toe. Mense, die koninkryk van God was 'n onbekende plek vir ons. Maar tog is dit eintlik 'n bekende plek, want dis waar ons ontstaan het. In die hemele, by God. Nie nou daar gaan. So hy het ons weggebring en hy het ons daar geplaas. En mense, die Here wil hê dat ons sal ontdek en sal weet wat dit is om in sy liefde te wandel. In sy liefde te leef. Daai intieme verhouding met God. Maar die hartseer is, ons hoor dit so baie in preke, ons lees dit, ons hoor dit in boodskappe, en ons denkwyse is soveel keer so, ons probeer nog vanuit hierdie manier, die koninkryk van duisternis dinge doen, en dink dit gaan werk in die koninkryk. Jy kan nie hierdie beginsels en die goed wat daar werk, hier kom probeer toepas en resultate hier verwag. Ons moet ander denkwyse, ander prinsipe, daar's ander beginsels, daar's 'n ander manier van doen. En die hartseer is, ons hoor soveel keer dinge van, dit wat ek nie moet doen nie, dit wat ek nie mag doen nie, dit wat ek nie kan doen nie. En wat gebeur is, in ons liefdesverhouding en wandel met hom, probeer ons deur ons werke en deur dit wat ons doen, God beïndruk. So ek moenie meer hierdie doen nie, ek kan nie meer dit doen nie, en ons probeer alles in ons beste vermoë om op te hou vloek, op te hou rook, op te hou drink, en ons probeer vir soveel keer, en ons probeer hierdie werke doen,
Ek wil betrokke wees by die kerk en ons probeer so hard. Sê ek daai goed beteken niks nie? Nee, maar dit het nie die impak wat jy soek nie. Wie soek intimiteit met die Here? Wie begeer om vanoggend sy aangesig te sien, sy hartklop te hoor en te ken? Almal. Net soos dat ek begeer om in 'n verhouding, in 'n intieme verhouding met my vrou, met Amanda te staan. En ek weet, sy is lief vir chokkie. Ek weet sy like Lindt chocolate. Haar flavor het bietjie gechange, sy like daai Lindt, die darker chocolate. Mense, dit help wragties nie, ek gaan koop vir haar Beacon toffies nie. En ek try my hardste om haar te beïndruk met hierdie Beacon toffies. En ek koop daai Beacon toffies, en ek draai hom toe met die mooiste geskenkpapier, die mooiste strikkies, en ek plak die mooiste blommetjies daarop, en ek vat vir haar hierdie chokkie. Dis nou 'n eenvoudige voorbeeld. Paulus kom op 'n stadium dan sê hy, dis die liefde wat my dring om te doen wat ek doen. Want as 'n liefde wat in sy binneste brand, want jy sien, die Here wil hê dat daai liefde in jou hart sal begin brand, dat dit soos 'n veldbrand sal wees wat hier in jou hart opstaan. Jy sien, hy sê, hy het my oorgebring uit die mag van duisternis na die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het my oorgebring. Dis nie my werke wat my Hy het nie gesê, yes, 9 uit 10 uit, chap, bevordering nie. Hy het my gaan haal, ten spyte van hoe ek was. En hy het my oorgebring, omdat hy my lief het. En nou sê hy, maar kan ek nou doen net wat ek wil hier in hierdie koninkryk? Jy kan seker, jy het 'n keuse. It's your choice. Maar jy gaan die gevolge dra van wat jy kies. Jy sien, nou by die koninkryk, hy sê nie vir jou, jy mag nie rook nie, jy mag nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie. Jy sien, want voorheen, die wet het vir my gesê, die wet het my amper hard my probeer dwing in 'n rigting, en gesê, jy kan nie dit doen, jy mag nie dit doen nie. Maar die Nuwe Testament kom sê, sy genade, iemand het gister vir mooi gestel, His grace leads us to change. Wat weer sê, His grace, sy genade lei ons om te verander. His grace leads me to change. Dis die goedheid van die Here wat mense tot bekering lei. Dis die goedheid van die Here wat maak dat mense verander. Jy sien, hoe meer ek in 'n intieme verhouding moet kom, hoe meer ek hom van aangesig tot aangesig aanskou, hoe meer ek sy hartklop hoor en sy hart in my begin klop, hoe nader ek aan hom beweeg, hoe minder wil ek deel wees van hy ander goed. Maar nou TV kyk. Mense, en ek preek nie oor TV nie, asseblief, net nie my nou kom klippe gooi met dit nie. Hoe sê? Ons het die bokke gekyk. Jesus, partykeer is dit ook bietjie moeilik. Skreeu 'n hand op hulle, nie vir hulle nie. Maar weet wat mense, baie keer dan sal moes, voor die flieks begin, dan gooi hulle, deesdae is amper soos die hele alfabet wat daar verskyn. Dis moes S, N, L, en P, en, ek weet nie, jy kan amper nou nie meer TV sien nie, want dis al die goed wat hulle oor waarsku. En is A-rated en X-rated, en ek weet nie wat se ratings hierdie goeders als nie, weet wat, dan sien dit, en weet wat, baie keer uit gewoonte, en dan sien ons, dan loop daar 'n tannie, is arm tannies wat op die TV is, baie, moet nie geld vir klere nie.
Dan sien jy hierdie tonele. Hulle waarsku jou daar kom seksuele tonele en naaktoneel op die TV en dan sit 'n ou kyk en dit gaan verby. En dan dink jy na die tyd maar jy sê nie daai goed kyk nie. Iets vir jou sê jy mag nie dit kyk nie. Wat gebeur? Wie van julle het al die goed en dan skielik is daar so 'n skuldgevoel wat oor jou kom? Okay, 'n paar eerlikes en die ander fliek so onder die radar. Nie nou stupid ding. Jy sien, ons kan baie keer vir ons kinders sê, jy mag nie dit kyk nie. Hoe kyk jy dit? Jy mag, daai is gratis. En, waar was ek? En wie wat ons kan met daai goed is, en ons weet, ek mag nie, ek moet dit nie kyk nie. Maar wie wat, daar's iets wat gebeur, wanneer jy nader aan die Here begin beweeg. En so ek wil vir julle sê, daar's iets besig om in ons huis te gebeur die laaste 6 weke. En besonder, vandat ek op die Malawi sending toe gegaan het daar iets in ons huis begin gebeur. As net 'n bewustheid al hoe meer van die Here en sy teenwoordigheid. Daai goed en ek het ook baie keer, dan sit ek en dan dink ek, ignore, en dan bid jy na hy, ek bestraf baie goed. Maar mense, hoe meer ons nader aan sy hart kom, ek wil nie daai gemors sien nie. Daar's nie iets wat vir my sê, ek mag nie, ek moet nie, ek kan nie. Hoeveel keer in die verlede het iets vir my sê, jy moet nie dit, jy kan nie, jy mag nie. Daar's iets in my binneste wat sê, wie wat, ek wil nie die gemors deel hê van my lewe nie. Dus kom, David sê, in Psalm 37, dan sê hy, one day in your courts is better than 1,000 elsewhere. En jy sien, hoe nader ons aan sy liefde kom, want wat doen die liefde ook? Johannes 1, Johannes 4 vers 8 sê, die liefde verdryf die vrees in ons lewens. Want hoe meer ek volmaak word, hoe meer ek in sy liefde inkom, hoe meer gaan vrees begin vlug. Julle wat sê hartseer, hoe meer ek met mense begin praat, en ons sien, dis verskriklik die goed wat besig is om te gebeur in die wêreld, wat die moslems aan Christene doen. En wat Islam besig is om te doen. ISIS, die goed wat hulle doen in Irak. Mense, hulle stap van huis tot huis, hulle kry van die goed wat die sendelinge stuur, hulle stap van huis tot huis. En as hulle by huis kom, dan vra hulle, is julle Christene? Dan sê hulle ja, dan vat hulle die kinders. Dan sê hulle vir die kinders, verloon Jesus of ons maak julle dood. Dan weier die kinders om Jesus te verloon. Dan maak hulle die kinders dood, hulle kap hulle koppe af. Voor die ouers, dan los hulle die ouers en dan gaan na die volgende huis toe. En ons hoor al hierdie goeters wat besig is om te gebeur. Die media is vol van hierdie goed. En hoe die moslems besig, in ons eie woongebiede, wat gebeur? Wie trek in oralster? Ons maak kerke toe. Hulle maak moskeeë oop. En wat doen ons? Daar's 'n vrees besig om in mense se harte en lewens op te staan. En wat's die eerste reaksie wat ons probeer doen? Ons wil hierdie veg in die vlees. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou kom die vlees en bloed in. Die wapens van ons stryd is geestelik, nie vleeslik nie. Maar is kragtig om vestings neer te werp. So wat gebeur? Vrees staan op. En vrees maak dat ons begin vleeslik beweeg. En ons begin in die vlees te reageer. En nou wil ons kom en ons kontak raadslede, ons kontak al die politikuste, ons hou saamtrekke en ons begin die mense op te psych. Ons kry petisies.
Eers was dit die rooi beer. Onthou julle die weermag daar? Die rooi gevaar. En ons het oorlog gemaak. Dan gaan elke keer met 'n ander gevaar wees wat kom. Mense, jy kan nie operate uit die mag van duisternis nie. Julle is oorgebring, ons is oorgebring na die koninkryk van die seun van sy liefde. En uit die koninkryk van die seun van sy liefde gaan ons begin operate uit 'n koninkryksdimensie. En 'n koninkryksdimensie begin heel eerste by liefde. Jy moet jou vyande haat soos pes, sê die woord. Wat sê hy? En sodra iemand en ek sê vir hulle, jy moet hulle lief hê, wat sê jou vlees vir jou? Is jy crazy? Wat snyf jy? Want die goed het gemif. Die woord sê in liefde, maar jy sien, dis nie uit jou die liefde nie. Dis sy liefde. Ek is een met hom. It's God loving them through you. Romeine 8 sê, die vlees. Lees dit. Ek vir julle dink, ek vertel dit nie. Romeine 8. Paulus skryf daar duidelik. Hoor wat sê hy. Hy sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wat die vlees bedink is vyandskap teen God. So dadelik as ek vir jou sê, ons moet die mense lief hê, dan sê jou vlees vir jou, oh no ways, daar's impossible, hulle maak dan Christene dood. Paulus was ook 'n moordenaar van die kerk. En Jesus het hom liefgehad. Toe word hy die apostel. Jy sien, wanneer ons kom en ons begin sê, Here, laat u liefde deur my hart werk, gaan ons anderster planne, anderster strategieë by die Here begin kry. In die laaste 15 jaar, hoeveel van ons wat hier sit, het gaan uitreik na mense in Laudium? 1, 2, 3, 4. So if we don't go to Laudium, God brings Laudium to us. Ons stryd is nie teen vlees en bloed. Ek wil nie vir julle sê wat ons moet doen nie. Dis tyd dat ons begin hoor wat sê die Here ons moet begin doen. Wil jy Suid-Afrika veranderd sien? Change the people. En hoe gaan ons die mense verander? Ons moet hulle bereik. En waar gaan dit begin? My hart moet verander. Jesus kom in en ek gaan sluit daarmee, ek vra die aanbiddingspan na vore kom. Ons ken die verhaal, Jesus kom by die tempel saam met sy disippels en is besig om lekker besigheid te doen by die tempel. Wat doen hy? Hy keer die tafels om en hy maak die tempel skoon. Dit is interessant. Hy gaan nie na een van die Romeinse afgode tempels toe nie. En hy gaan breek nie een van daai tempels af nie. Hy het nie gaan staan, ek lees nêrens dat hy gaan staan voor een van die afgodstempels. Ek bestraf hierdie plek en ek. Hy kon 1000 engele ingeroep het.
Hy gaan maak die tempel skoon. En voordat julle dink, die Here gaan hier inkom en skoonmaak, hierdie is nie die tempel nie. Hierdie is Kiepersol se gemeenskapsaal. Ons hierom, en ons kom hier by mekaar. Wie is die tempel? Wie's regtig die tempel? Ek. 1 Korintiërs 7. Ons is die tempel van God se Gees. Waar gaan hy begin skoonmaak en tafels omkeer? My hart. He's gonna overturn the tables of reasoning. Want hy wil kom en hy gaan die tafels begin omkeer in ons harte. Hy wil ons harte, judgment begins in the house of God. Maar die Here kom nie met 'n judgment en sê jy moet hê. God judges from the seat of grace and mercy. And grace leads us to repentance. Grace leads us to change. En jy sien, soos dat hy my hart omkeer. Ons is geeswesens. Mense, ons is God, ons is geskape na die beeld en gelykenis van God. God is gees. Ons is gees met 'n siel wat woon in 'n liggaam. Ons geesmens moet begin opstaan. En soos wat hierdie geesmens begin opstaan en ons gelei word deur God se gees, gaan ons anders begin optree. Lukas kom die disippels op 'n stadium en hulle sê, Jesus gaan na een van die stede toe in Samaria. Hulle is op pad soontoe en die mense wil nie vir hulle plek maak nie. Niemand in die stad wil eintlik plek maak vir Jesus en sy disippels om hulle te ontvang. Wat doen die disippels? Here, moet ons vuur uit die hemel uitroep om hierdie ouens te vernietig. En Jesus bestraf sy disippels. Want jy sien, hulle kon vuur uit die hemel uitgeroep het. Hoekom? Want hulle is deel van 'n koninkryksdimensie. Hulle is een in Jesus. Jesus is een in hulle. Mense, daar's 'n autoriteit, daar's 'n mag wat in ons is. Die krag van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, dis wat in ons opereer. So dit was nie ydelle woorde nie. Ek glo daai disippels, hulle was en Jesus bestraf hulle. En wat gebeur? Ons wil dieselfde doen. Here, stuur vuur uit die hemel en vernietig daai klomp. Hoekom? Because we're operating from the table of reasoning. En die vlees kan nie doen wat God sê nie. Hy wil hê dat ons gees sal begin opstaan en gelei word deur die gees. En in die gees autoriteit begin neem. En nie vuur afroep nie, wat vernietig, maar 'n vuur van herlewing sal begin inroep. Here, stuur 'n vuur in ons harte en dat ons sal uitreik. Here, 'n vuur wat in my hart sal begin brand, dat ek mense deur die oë van Jesus sal sien. Mense, Jesus het moslems lief. En so moeilik as wat dit is om te glo, Jesus het Indiërs en swartes lief. He's gonna turn over the tables in your heart. En vanuit liefde met hom. Bedink die dinge wat daar bo is, sê Kolossense 3 vers 1. Nie dit wat op aarde is nie.
En begin vir jouself af te vra en sê, Here, wat is dit wat daarbo bedink word? Dink julle die Here bedink fire en brimstone, weerlig? Die Here kan dit doen, man, is net so, dan bedink hy, wie sal opstaan en my liefde gaan gee. Mense, en die liefde begin in my hart, en die liefde begin binne in hierdie liggaam. En vanuit hierdie liggaam gaan dit na die volgende plek toe. Wie was verlede Sondag daar by die diens daar by Sutherland? Wie dit in die begin vreemd ervaar, eerlik. Wie was surprised om te sien, ander ouens kan die Here dien? Dan nie St. John op. Togetherness, when we get together, we will see Him revealed. Hierdie week, vat daai skrifversies, begin dit in te bid. Begin dit in te roep in jou lewe. Vra Heilige Gees, praat met my. One day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Kan ons dit sing? Kan ons dit doen? Gaan ons sing hy lied. One day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Mag die Heilige Gees ons lei dat ons sal kom, that we'll enter His courts. Hy sê Hebreërs 10, kom met 'n vrymoedigheid in die allerheiligste, in die heiligdom in. Kom met 'n vrymoedigheid in sy teenwoordigheid. Hy het die voorhangsel geskeur. Mense, ons gaan in deur die bloed van die lam. Jy sien, ons is 'n nuwe skepping in Christus vanoggend, en omdat jy 'n nuwe skepping in Christus is, as 'n nuwe skepping, kan jy ingaan in die allerheiligste. Want jy sien, voordat jy 'n nuwe skepping geword het, kon jy nie in die allerheiligste ingegaan het nie. Maar omdat jy in Christus is jy vanoggend 'n nuwe skepping, en omdat jy 'n nuwe skepping is, as die nuwe skepping, kan jy vanoggend met 'n vrymoedigheid instap in die allerheiligste in. Jy's geskep om daar te wees en in te gaan. Ons is geskep om daar te leef. Ons is 'n nuwe skepping. Ons staan.